Amen. Nou sê, dis 'n voorreg om vanmôre lekker om die woord te kan sit. Ek wil vanmôre met julle praat oor biblical affirmations. Nou, affirmation is iets wat jy glo, maar nie net omdat jy dit een keer gehoor het nie, maar affirmation beteken ek herinner myself oor waarhede. En daar's niks anders wat ons kan gebruik as waarheid as die skrif nie. Ek meen die woord is ons fondasie. Die woord is die beginsels, die woord is die lewe, die woord is die lig, die woord is alles wat ons nodig het. En die Bybel leer ons ook dat geloof kom deur die gehoor van die woord. Wat het ons om in te glo as ons nie in die woord glo nie? Wat het ons om te glo as ons nie glo in dit wat Christus vir ons gesê het nie? 'n Mens het baie keer te doen met organisasie of godsdiens wat proklamasies maak wat nie skriftuurlik is nie. En wanneer 'n mens begin om by die woord te voeg, dan begin 'n mens op baie gevaarlike terrein funksioneer. Want ek sê dit altyd, Christus plus iets is gelyk aan niks. Christus plus niks is gelyk aan alles. Dis net die woord. Dis net wat die skrif sê wat ons onderhou. Dis net wat die skrif sê wat ons bou, wat ons aan die lewe hou, dit wat ons leer, wat ons lei. En wanneer ons praat oor affirmations, dan praat ons oor die feit dat ons dit wat die skrif sê, dat ons onsself daaroor herinner. Want partykeer vergeet ons wat die skrif sê. Partykeer vergeet ons dat die beloftes van die Here is wat dit is. En ons gaan deur moeilike tye en ons gaan deur uitdagings en ons word gekonfronteer met leuns. Die enigste ding wat 'n leuen nullify is die waarheid. En ons word gekonfronteer met leuns voortdurend in ons lewens. Want die vyand kom deur mense, deur omstandighede, deur situasies en wil laat jy voel jy is hulpeloos, wil laat jy voel jy is niks werd nie, wil laat jy voel jy moet opgee, wil jy laat voel dat dit hopeloos is. Ons word gekonfronteer met hierdie omstandighede en situasies en daar's net een ding wat ons hierdeur kan help en dit is die woord. Om die beloftes van die woord te ken en onsself aan die beloftes van die woord te herinner. 1 Korintiërs 10:13 sê dat saam met die versoekings stuur God altyd die oplossing. En baie keer is ons geneig om oplossings buite onsself te soek. Ons soek oplossings by ander mense. Ons soek oplossings by organisasies. Ons soek oplossings by vriende of vriendinne. Maar op die einde van die dag, soos wat Sissel genoem het, lê die antwoorde vir ons probleme en ons omstandighede en ons gemoedstoestand nie altyd daar buite nie, maar meer oor dit en onsself te herinner oor dit wat Christus alreeds binne in ons gedoen het. Dit wat Christus alreeds binne in jou belê het, is meer as genoeg, want saam met die versoekings het God alreeds die oplossings gestuur. Hy is te lief om ons alleen te los. Hy is met ons, hy is in ons, hy is deur ons, hy is deel van ons is deel van hom. Ons is nie apart van hom nie, ons is in eenheid met hom. So die woord leef binne ons. So ek het nie genoeg tyd om by alles stil te staan wat ek graag wou nie, maar ek gaan die notas op die broadcast groep stuur. Daar's baie affirmations wat ons nie tyd het om oor deur te gaan nie. Maar wat ek graag wil hê dat ons dit moet beoefen. In die oggende as jy opstaan, vat die affirmations, lees dit, herinner jouself oor wat die woord oor jou sê. Die eerste een wat ek wil stil staan, Psalm 5 vers 12 sê, For you, O Lord, bless the righteous man, the one who is in right standing with you. You surround him with favor as with a shield. Hierdie is absolutely amazing. Absolutely amazing wat eintlik hierso staan. En ek wil by 3 woorde gou hierso stil staan. For you, O Lord, bless. Die eerste ding wat ek en jy in die oggende moet verstaan as ons oë oopmaak is ons is geseëndes van die Here.
Dit gee jou reeds die oorhand oor jou omstandighede, oor jou situasies, oor jou uitdagings, oor alles wat jy vandag in die oë mag staar, want God het gesê, onthou ek haal nou net een skrif hier aan. Ek kan nie deur alles gaan nie. Daar is honderde skrifte wat verklaar dat jy 'n geseënde van die Here is. En dit is belangrik om jouself te herinner oor wat die waarheid is, oor wat die woord oor jou lewe sê. Want kom ons wees nou eerlik, partykeer wanneer 'n mens deur omstandighede en situasies gaan, dan voel jy nie noodwendig soos die geseënde van die Here nie. Moet nou nie religious op my raak nie. Wie van julle het al gevoel, ek is nie die geseënde van die Here nie? Ek het. Ja, ou gaan deur goed. En dan wat is dit wat ons nodig het om te doen? Ons het nodig om op te hou kyk na buite toe, op te hou kyk na ons omstandighede en ons situasies en ons uitdagings, op te hou luister wat mense sê, op te hou luister wat die tonge oor jou uitspreek en begin luister en jouself herinner oor wat sê die woord van die Here oor my. Die oomblik as ek by my bewussyn is en jy uit daai lekker diep slaap uitkom, is daar die een ding wat in jou kop insteek en in jou kop inskiet in die oggend is, ek is 'n geseënde van die Here. I am blessed of God. Die seën van die Here maak ryk. En die moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. So dit beteken dat omdat jy geseënd is, soos Josef, toe hy deur sy omstandighede gaan het die Here na hom gekyk en gesê, he is a highly favored man. Hy's geseënd. Joshua, die Here sê vir hom, elke plek waar jy jou voet neersit, dit sal ek vir jou gee. Alles waaraan jy jou hand slaan, dit sal geseënd wees. Dit is jy meer so, want jy is 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam van Christus. Met ander woorde, alles wat aan Christus behoort aan jou, omdat jy 'n geseënde van die Here is. Jy's nie geseënd met 'n halwe porsie nie, jy's nie geseënd met 'n kwart porsie van dit wat Jesus het nie. Nee, hy sê erfgenaam en mede-erfgenaam saam met Christus. So dit beteken, waar Jesus nou sit aan die regterhand van die Vader, met alles wat hy nodig het, so het jy reeds as 'n geseënde van die Here alles wat jy nodig het. Jy het nodig om jouself dit te herinner. Jy het nodig om in die oggende vir jouself te sê, ek is 'n geseënde van die Here. Dit verander jou verwagtinge vir die dag, want 'n mens kan partykeer so negatief raak. Jy verwag dat die poppos deur die fan moet gaan. Jy verwag negativiteit, jy verwag negatiewe resultate, maar as jy besef en jouself kan herinner, ek is 'n geseënde van die Here. Die Here het voor my uitgegaan, hy het my paaie vir my gelyk gemaak, hy het gesê, alles waaraan ek my hand slaan, dit sal suksesvol wees. Hy het gesê, waar ek my voet neersit, daai grond sal ek opeis. Jy is 'n geseënde van die Here. Jou uitgangspunt vir die dag moet anders lyk as die wat nie hoop het nie. Hy sê, bless the righteous man. Ek gaan nou nie te veel hier ingaan nie, want ons praat baie oor righteousness hier. So wat beteken dit om righteous te wees? To be in right standing with God. Jy kry dit nie omdat jy mooi aantrek nie. Jy kry dit nie omdat jy jouself op 'n sekere manier gedra nie. Jy kry dit deur een ding, te glo in dit wat Jesus gedoen het. We believe in Christ and we believe in righteousness by faith. You can't earn righteousness, you can't work for righteousness, you cannot perform yourself into a position or a condition of righteousness. You are the righteousness of God in Christ Jesus because you believe that the work that Jesus did on the cross has been enough for yesterday, today and tomorrow to keep you in a continuous state of righteousness before God. Dit is hoekom jy geseënd is. Dit is hoekom jy aan hom behoort, omdat jy glo dat jy die geregtigheid van God in Christus Jesus is. Wanneer versoeking na jou pad langs kom, dit gebeur nooit met my nie. Wanneer versoeking kom, wat moet 'n mens doen? Herinner jouself aan wie jy is. Wanneer
versoeking kom om te doen wat jy weet nie reg is nie, herinner jouself, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Hoekom? Sodat ek kan optree soos wat ek glo. Ek glo ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus, en 'n geregtige man en vrou gaan dit nie doen nie. You can't fight temptation with resistance of the human ability. You fight temptation with the acknowledgement of your new identity. Identifying with the righteousness of God. Righteous believing leads to righteous living. So I am blessed because I am the righteousness of God. I didn't earn the blessing. I didn't work for the blessing. I didn't perform for the blessing. I received the blessing because I believe that I am the righteousness of God in Christ Jesus. Laaste woordjie, favor. Favor is awesome. You surround him with favor as a shield. Dit sluit aan by die seën, by die blessing. As jy guns het, mense, ons het guns by die Here. Nie omdat ons, soos ek gesê het, daarvoor gewerk het nie, maar omdat ons sy kinders deur die geloof is. You have favor. God's favor is surrounding you as a shield. Dit is jou mentaliteit. Dit is wat jy glo. Dit is hoe jy jouself sien. Soos ek nou oor Josef gepraat het, Josef het nie soos 'n begunstigde gelyk toe hy op die slaaftafel gestaan het, na sy broers om deur die woestyn gesleep het, of die Egipte om deur die woestyn gesleep het. Hy het nie gelyk soos iemand wat die guns van die Here geniet nie. Maar God kyk na hom en sê, he is a favored of God. You are surrounded with the favor of God. Wherever you find yourself now, waar ook al jy is, waar ook al jy jouself bevind, moet jy hierdie een ding besef, die guns van die Here is op jou lewe. Die guns van die Here, die glimlag van die Here is op jou lewe. Jy moet jouself dit herinner elke oomblik van elke dag. Jy moet jouself sien as iemand wat die guns van die Here op hom het. Hoekom? Want nou wanneer jy in die onderhoud ingaan, dan gaan jy in met 'n ander mentaliteit. Ek gaan nie hier in as 'n beggar nie, as 'n bedelaar nie. Ek gaan nie hier in as arme wurmpie Jakob ek nie. Ek stap nou in 'n plek in 'n onderhoud in 'n situasie in omstandighede in, met die kennis, die seën van die Here is op my. Die guns van die Here omsingel my. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek verwag goeie uitkoms. Nou gebeur dit nie. Sometimes God protects you by saying no. So nou kry jy nie onmiddellik wat jy wou gehad het nie, maar 6 maande down the line, dan val jy op jou knieë hier en sê, Here, dankie dat ek nie daai werk gekry het nie, want die company is nou bankrot. Maar op daai stadium was jy, Here, hoekom nou? Hoekom het ek dit nie nou gekry? Maar die Here het vir jou iets beter in store gehad. Die Here het vir jou 'n beter plan gehad. Ons rus in sy wil, omdat ons weet, hy wil die beste vir ons hê. Sy seën maak ons ryk. Sy guns omsingel ons, want ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ons moet onsself herinner oor hierdie waarhede. Affirmations, reminding yourself of the promise. Alright, tweede enetjie. We walk by faith, not by sight, living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. Mense, ek wil nie te lank hier stil staan nie. We walk by faith and not by sight. Alles is eers geestelik voordat dit materialisties manifesteer. Die lewe is geestelik. God se beloftes is geestelik. God se woord is geestelik. Dit bestaan reeds, of ons dit nou glo en of ons dit nou nie glo nie. Dit bestaan reeds. Dit hang af met watter oë ons kyk. We walk by faith. Ons sien dit wat nog nie hier bestaan nie, asof dit
bestaan. Want God se beloftes is ja en amen. God se beloftes hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Hy kan nie onttrek uit sy woord nie. Hy kan nie onttrek uit sy beloftes nie. So ons moet sien wat alreeds nie nou in die natuurlike bestaan nie, asof dit bestaan. Want daar is 'n belofte en 'n antwoord vir elke versoek, vir elke uitdaging, vir elke probleem, het die Here reeds daar gestel. Dit wat jy nodig het. Maar ons moet ophou vaskyk in dit wat om ons aangaan. Want hoe meer jy vaskyk in jou omstandighede en jou situasies, sê die Bybel, soos hulle, ek dink dit ook genoem, you can't live above the condition of your heart. 1 Johannes, ek dink is 1 vers 3 sê, Paulus bid, hy sê, I pray that you prosper just as your soul prospers. En as jy jou siel gaan voed met alles wat die wêreld in jou keel wil afdruk, gaan jou siel siek word. As jy heeldag in negatiewe geselskap gaan sit, as jy heeldag gaan toelaat dat jou sintuie gebombardeer word met die materialistiese tekens van die wêreld, gaan jou siel siek word. Maar as ons wegkyk van dit wat natuurlik is en ons kyk in die geloof na dit wat Jesus klaar gedoen het, dat hy ons geseën het, dat sy guns op ons is, dat hy voor ons uitgegaan het, dat hy ons behoed, dat hy ons bewaar, dat hy ons beskerm, dat sy wil vir ons lewens 'n perfekte wil is. As ons kyk na dit wat Jesus gedoen het, toe hy ons een met homself gemaak het, toe hy ons erfgename en mede-erfgename in Christus gemaak het, dan voed ons siel met die waarheid in plaas daarvan om toe te laat dat dit besoedel word deur die gemors van die wêreld. Nou ek praat hier nou, toe ek net tot bekering kom het, ek het nie eens Radio Jacaranda geluister, want dit was van die duiwel. Ek was serieus, maar dis nie wat ek sê nie. Ek sê nou nie, Werner gaan brand al jou plate nie. Ek sê, beskerm jou hart. Walk by faith, not by sight. Because God is spiritual. God is alreeds en het alreeds alles voorsien in Christus. Maar as ons onsself gaan vaskyk teen omstandighede en situasies, en dan weet jy wat doen 'n mens gewoonlik wanneer jy heeltyd in die negatiewe vaskyk? Jy begin dan negatief praat. En in die mag van die tong lê die lewe en die dood. So nou raak jou siel besoedel met negativiteit van wat jy sien, wat jy hoor, wat jy beleef, en ons trek hierdie goed aan. Dit beïnvloed jou gemoed so dat jy dit begin spreek. Jy spreek dit oor jou finansies, jy spreek dit oor jou huwelik, jy spreek dit oor jou familie, jy spreek dit oor jou toekoms, jy spreek dit oor jou besigheid, en jy weet nie hoekom gebeur dinge nie soos ek het wil hê nie. You are the author of your circumstance because you have the power of life and death in your mouth. Pas op wat ons uiter. Daarom is dit belangrik om te loop in dit wat God sien en nie in dit wat ons sien nie. Ons sien onsself heeltemal anders as wat God ons sien. God kyk na jou en hy sien jou as die geregtigheid van God. Hy sien jou as die oogappel van sy wese. Hy sien jou heeltemal anderste as wat jy jouself sien. En ons moet onsself leer. We need to affirm that we need to see ourselves in the same way as God sees us. God sien jou toekoms anders as jy jouself jou toekoms sien. Ek is dankbaar, die Here wys nie altyd vir my wat hy in die toekoms het nie, want ek dink ek sal weghardloop. Because God's dreams for your life is always bigger than what you can handle. Dit wat jy nou seker nou nie gehoor het nie. Maar hy is getrou om jou die krag te gee, die vermoë te gee, die toerusting te gee, om te lewe die droom wat hy vir jou lewe het. Nie net jou droom nie, jou droom is gekoppel aan jou menslike vermoëns en aan jou menslike denkpatrone. Sy droom vir jou lewe is gekoppel aan goddelike inspirasie, aan goddelike toekoms en goddelike planne. En ons kan dit nie sien nie, want as ons dit sien, gaan ons skrik en dalk weghardloop. Maar saam met die
versoekings, saam met die vereistes, saam met die droom, sê die Here, hy het reeds vir ons die toerusting gegee om dit te kan vermag. So ons hoef nie bang te wees vir die toekoms nie. Ons hoef nie te vrees nie. Ons kan sê, Here, help ons om te sien soos wat U sien. My timer het gestop. So nou kan ons maar aangaan, ons kan maar deur alles gaan, is ek reg? Okay. Isaiah 41, een van my gunsteling skrifte. But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise above close to God, like eagles rising toward the sky. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Hierdie skrif laat my dink aan die Israeliete wat getoer het in die woestyn. Jy weet, daai mense se skoene het nie deurgeloop nie. Hulle kledingstukke het nie opgeraak nie. Dit was 'n continuous sustaining, nie net van hulle menswees. God het hulle nie net gevoer met water en manna, maar hulle skoene en hulle klere het nie opgeraak nie. Dit was 'n voortdurende onderhouding van God. And God is a God of continuation. Ek het hierdie al vir julle verduidelik. Toe die God die skepping gemaak het, het hy die eerste dag gesê, laat daar lig wees. Weet jy wat is awesome? Die son het eers op die 4de dag gekom. So die lig wat God gesê het daar moet wees, was Godlig. Want die son was nog nie daar nie. Die 2de dag het God nie weer nodig gehad om te sê, okay, daar moet nou weer lig wees nie. Want onthou, die lig en die duisternis was geskei. So daar was die siklus. Die 2de dag was dit nie nodig vir die Here om te sê, okay, die lig moet nou weer skyn nie. God het dit 1 keer gesê en dit gaan nou nog aan. Dis nou nog op 1 uitspraak van God is dit nou nog besig om te gebeur. God of continuation. So God het reeds vir jou gesê, hy sal jou krag gee. Soos hierdie skrif. Jy sal hardloop, nie moeg word. Jy sal kan bereik dit wat God voor jou gesit het. Hy sal jou onderhou, want hy het 1 keer gesê, jy is 'n geseënde van die Here, and the continuous word of God keeps you as the blessed one of God, the favored one of God. Ons glo dit nie, ons herinner onsself nie daaroor nie, maar die skrif sê, ons sal hardloop en ons sal nie moeg word nie, ons sal wandel en ons sal nie uitgeput word nie. Jou skoene gaan nie klaar raak nie, ek praat nou nie fisies nie, ek praat geestelik, né? Jou kledingstukke gaan nie gaar word nie. Die Here hou, He's continuously upholding you and keeping you to be who God created you to be. Hierdie skrif sê dat hierdie belofte is vir iemand. Vir die een wat elke dag sy Bybel lees en elke dag bid. Sien, dit staan nie daar nie. En dit is goed om jou Bybel te lees elke dag, hoor. En dit is goed om elke dag te bid. Maar hy sê, those who wait for the Lord, who expect, look up, and hope in Him. So met ander woorde, weer eens, kyk ons weg van ons menslikheid, ons kyk weg van ons menslike vermoëns, om te verdien uit God se hand uit, om te werk vir wat God ons wil gee, ons kyk weg van dit, en kyk na die skrif wat sê, net die wat op hom wag, die wat op hom gefokus is, die wat se oë weggedraai is, van die menslikheid, en van die natuurlike, en kyk na hom as die voorsiener, die volëinder van ons geloof, die begin, die einde, die alfa, die omega, God is alles, en ons lewens is binne in hom. Hy het 1 keer gesê, jy is geseën, jy bly geseën. Hy het 1 keer gesê, jy is begunstigde van God. Jy bly die begunstigde van God, because God is a God of continuation. As God nie weer vir die son hoef te gesê het, jy moet nou skyn nie, dan is dit nie vandag nodig dat God weer moet sê, jy is 'n geseënde nie. Jy moet net vandag onthou, jy is 'n geseënde.
Want dit is so, dis wat hy gesê het. Dit kan nie verander nie, want dit is net die wat op hom wag, die wat na hom kyk, die wat sy verwagting in hom geplaas is. Hoor, ek is nou ernstig, ek het nou heeltemal, hoe lank is ons aan die gang? Ek dink daar is seker nog tyd vir eenetjie. Kom ons kies. Kom ons raak net gou aan hierdie ene, dan is daar dalk tyd vir 2. Kom ons kyk. Daai ene. I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. David skryf hierdie, en hy klink bietjie verwaand. Dink jy nie? Hy sê, Here, ek loof U, omdat U my so wonderbaarlik geskape het. En hierdie is ongelooflik belangrik vanmôre om te besef en om jouself te herinner dat God sien jou as wonderbaarlik geskape. Ek wil hierdie aansluit by terwyl ek nou praat. Nee, dis nie hier nie. Sefanja 3:17 sê that God rejoices over you with violent dancing. God is verheug oor jou. En jy moet jouself elke dag herinner, God dink ek is wonderlik. Jy is nie God se stiefkind nie. Jy is nie God se swart skapie nie. Jy is nie God se weggooi kind nie. Jy's God se eerste keuse. Fearfully and wonderfully made. Wanneer jy na jouself kyk, wanneer jy oor jouself dink, dan moet jy so oor jouself dink. Ek is deur God wonderbaarlik geskape. En God is tevrede met my. God is lief vir my. God sien my as die appel van sy oog. Dit help jou om anders te dink oor jouself. Ons het nie meer die goedkeuring van mense nodig nie. Ander mense se opinies raak dan vinnig irrelevant. Want ek gee nie om. En ek het dit al baie gesê, jy gaan mense kry wat nie van jou hou nie. Dis okay. Want die Here hou van jou. Dis al wat saak maak. God is tevrede met wie hy gemaak het. Hy het jou wonderbaarlik geskape. Wees gemaklik in jou vel. Wees gemaklik met wie God jou gemaak het om te wees. Wees die mens wie die Here jou gemaak het om te wees. Wees die persoonlikheid wat die Here jou gegee het. Ek gaan eerder nie sê nie. Nee, ek gaan nie. Kyk, kom ons sluit af met hierdie ene. Ek weet nie wat ons gaan oor hom praat. Kom ons gaan na hierdie een toe gaan. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, delight, take pleasure in him, again I say rejoice. Soos hy het nou daaraan geraak. This is the day that the Lord has made. Rejoice in the Lord. Weet jy wat? Praise is 'n attitude. Dis nie 'n conditional expression. If it was a conditional expression, you only had reason to praise when everything is going your way. Maar dit is nie gekoppel aan kondisie nie. Dis 'n lewensattitude. Weet jy waar begin praise? By dankbaarheid. Om jou oë oop te maak in die oggend en dankbaar te wees vir alles wat jy het. Ons neem vanselfsprekend, daar's brood in die broodblik, daar's eiers in die kas, daar's melk in die yskas. Ons is gemaklik met die feit dat ons vanmiddag 'n vleisie gaan braai. Wie gaan braai? Ek gaan braai. Wonderlik, ons is geseënd. Ons is tevrede en ons dink dit is maar hoe dit is. Maar weet jy wat, ons het eintlik in elke oomblik van elke dag het ons rede om te sê, Here, dankie vir alles wat ek het. Dankie vir my goedheid, dankie vir die gesondheid, dankie vir die liefde, dankie vir, man, en so kan jy aangaan oor die kleinste dingetjie. Jy kan aanhou en dankie sê vir alles in jou lewe, want alles is net aan jou geleen. Jy het niks verdien nie, dis die guns van die Here wat op jou lewe is. Ja, maar ek het hard gewerk. Die moeitevolle arbeid van jou hande voeg niks daarby nie. Die seën van die Here maak jou ryk. Die seën van die Here. Ja, ons moet werk. Ja, ons moet ons bes te doen. Ja, ons doen wat ons kan doen. Maar dis die seën van die Here wat ons ryk maak.
So ons het 'n rede om die oggend as ons wakker word, om te rejoice. Waaroor? Begin net jou blessings tel. Begin net dankie sê vir alles wat jy het. A lifestyle of gratitude is a lifestyle of praise, of rejoicing. Om dankbaar te wees vir alles waar jy gaan. Entitlement ends where thankfulness begins. Ons lewe in 'n wêreld van mense wat entitled is tot alles. Hulle verdien dit. Dis hulle reg. Luister hier, wees net dankbaar. Entitlement behoort nie by ons nie. We are only favored because we have been blessed with righteousness, with unity with God, with the favor of dis al. Dit het niks met jou te doen nie. Weet jy wat skool oor die feit dat dit niks met jou te doen het nie? As jy daarvoor gewerk het, kon jy jouself ook daarvoor gediskwalifiseer het. Maar omdat jy dit gekry het, omdat Jesus gewerk het, kan jy dit eers verloor wanneer Jesus dit verloor. Wanneer gaan dit gebeur? Halleluja! Jy's 'n geseënde van die Here, solank as wat Jesus geseënd bly. En jy kan solank as wat Jesus geseënd bly, can you rejoice in thankfulness for everything that God has done. And is going to do. Amen. Ek dink ons tyd is op. Kom ons loof die Here, ons gebruik nagmaal. Vat vandag bietjie tyd. Soos ek sê, ek het nou regtig nie tyd om ek sal op die broadcast groep sal ek die affirmations, print hierdie goed uit, plak dit daar teen jou spieël, lees dit in die oggende terwyl jy jou tuintjies politoer en sê Here, dankie vir al hierdie waarhede. Herinner jouself, want jou geloof kom deur die gehoor. Herinner jouself aan die beloftes van die woord oor jou lewe. Vanoggend wanneer jy hier die nagmaaltafel gebruik, sê Here, dankie dat hierdie die sleutel tot my geregtigheid is. Dankie dat deur hierdie offer wat U vir ons gebring het, is ek ingesluit in die seën van die Here. Dis jou deel. Wanneer jy vanoggend die nagmaal vat, sê Here, die Engelse woord sê, rid me, raak ontslae van enige leuns wat hier in my gemoed, in my kop, maak dat ek nie kan vat wat myne is. Raak ontslae van die leuns van jy's nie goed genoeg nie, jy verdien dit nie, jy het nie daarvoor gewerk nie. Raak ontslae van al daai goed en sê Here, dankie dat ek hierdie kan ontvang op grond van dit wat Jesus gedoen het. Bid bietjie saam met mekaar, bid vir jou familie, geniet die nagmaal saam en dan gaan ons aan soos Here ons lei. Amen.